Nou vriende, ons is dankbaar dat ons weer kan saam wees rondom die woord van die Here en ons is nou by ons 4de boodskap wat handel oor die gedagte van gelykenisse wat maar net aardse stories is met ewige en hemelse waarhede daarin vervat. En die gebed van my hart is dat die Here vir ons sal seën ook by vanmôre se oordeenking en ek glo u het al reeds geestelike waarhede geput en ontdek uit hierdie gelykenis wat ons tans mee besig is. En die gebed van my hart is dat die Here ons sal seën en dat hy homself sal verheerlik ook deur die waarheid van sy woord. Kom ons doen 'n kort gebed saam, dan vra ons net die seën van die Here oor hierdie geleentheid. Hemelse Vader, baie dankie dat ons nou kan bid, dat u gees van wysheid en insig ons deel sal wees. Ons is besig met u woord en ons hoor u woord gereeld. En ja Here, ons het nodig om te vra dat u opnuut ons harte sal open vir die wonders uit u wet. Dat ons sal verstaan wat u vir ons wil sê, maar bo alles dat ons sal hoor en ter harte sal neem om te doen wat u van ons vra. Seën dan ook vir my wat die woord moet oordra en ag Here vir hulle wat moet luister, maak dit vir hulle maklik sodat hulle kan hoor, luister en doen, sodat ons u die heilige, ewige Skepper God kan verheerlik deur wat ons doen, hoe ons praat en hoe ons optree. Want 1 Korintiërs 10:31 sê vir ons of ons eet of ons drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. Mag dit ons deel wees, word verheerlik in ons midde tot eer van u naam. Amen. Vriende, ons is besig met hierdie gedagte van gelykenisse. Ek het vir u gesê daar is meer as 30 gelykenisse wat die Here Jesus in die Nuwe Testament vir ons oorvertel. Vir u gesê 'n gelykenis is eenvoudig alledaagse bekende dinge, gebeure en optredes van mense wat gebruik word om 'n hemelse waarheid of boodskap tuis te bring. Vir u gesê dit was 'n bekende vorm van kommunikasie. In die Ou Testament het die profete dit gebruik en ons sien ook dat die rabbies dit gebruik het en selfs die Here Jesus dan ook tydens sy aardse bediening. Ek het vir u gesê daar is nie verskeidelde interpretasies of verklaringe van gelykenisse nie, maar 'n gelykenis het maar gewoonlik net een betekenis, een verduideliking, een verklaring, sodat ons kan hoor wat die Here vir ons in daardie gelykenis wil sê. En daarom is dit noodsaaklik dat ons sal sien wat die Here ook vir ons in hierdie gelykenis wil kom leer van die saaiër. Ek het vir gesê in Matteus 13, Markus 4 en Lukas 8 lees ons die gelykenis van die saaiër. Jesus sit nou in die skuit, die skare staan voor hom en daar is heel moontlik 'n saaiër in sig wat besig is om te saai en die Here gebruik hierdie saaiër as 'n voorbeeld om 'n praktiese hemelse les, 'n geestelike les in die harte van sy hoorders tuis te bring. U sal onthou dat die eerste deel van die saad, wat maar die woord van die Here is, langs die pad geval het. En die Bybel sê vir ons dat die duiwel het dadelik hierdie saad kom wegneem wat in hulle harte gesaai was. Ek het vir u gesê dat die duiwel neem die saad van die woord weg uit harte, omdat mense geestelik lui geword het om te dink oor dit wat hulle gehoor het. Daar is 'n geestelike arrogansie by baie, wat dink hulle weet alles en die vraag vra, wat kan die Bybel my leer? En dan is daar geestelike moedswilligheid teen die waarheid, want die Bybel sê die dwaas sê in sy hart daar is geen God nie, terwyl sy hart en sy gewete hom oortuig en eintlik uitroep teen dit wat hy met sy mond bely dat daar nie 'n ding soos 'n God is of dat waarheid nie absoluut is nie. Daarom belangrik dat jy seker sal maak jy het nie 'n harde hart en die saad van die woord word weggesteel uit jou hart en jy eendag voor God skuldig sal staan en dan die ewige verdoemenis tegemoet sal gaan nie. Die ander deel het op die rotsagtige plek geval soos ons gesien het. Vir u gesê hierdie rotsagtige plek is heel moontlik maar net dat die land omgeploeg was, maar onder daardie grond was daar 'n tipe van 'n sandsteen en die saad kon nou nie binnendring en dan die wortel indring en dan ook vrug dra nie. Daarom het ek vir u gesê daar is baie mense, vriende, wat goed begin, maar later sê Christendom is nie vir my nie. Dis mense wat nog nooit gered was nie. Want u sien baie mense hou van Christelike waardes en die standaarde lyk vir hulle aantreklik, maar later sê hulle, ag weet jy wat, dis nie eintlik vir my nie. Dis maar 'n bewys dat die saad op 'n rotsagtige plek geval het, geen diepte in hulle lewe het nie, daar nie 'n werklike weergebore plaasgevind het nie en hulle is verlore. Die derde gedeelte waarby ons vanmôre gaan stil staan is die saad wat tussen die dorings geval het. Ek lees gou vir u Matteus 4 vers 7 en dan die verduideliking daarvan wat Jesus gee in vers 18 en 19. Daar staan 'n ander deel het in die dorings geval en die dorings het opgekom en dit verstik en dit het geen vrug opgelewer nie. En hierdie saak is so belangrik want daar staan dit het geen vrug opgelewer nie. Ons kan eintlik maar sê dit het geen blywende vrug opgelewer nie.
En dan kom die verklaring daarvan in vers 18 en 19 van Markus 4. En daar staan, en hulle, by wie in die dorings gesaai word, dit is hulle wat die woord hoor, en die sorge van hierdie wêreld, en die verleiding van die rykdom, en die begeerlikhede in verband met die ander dinge kom in en verstik die woord, en dit word onvrugbaar. Dit was my so treffend toe ek hierdie saak bietjie navors, want u sien daar is sekere dinge wat vir ons in hierdie gedeelte deurgegee word. Nou kom die Here Jesus en hy sê, sommige van die saad het in dorings geval. Nou as die dorings en die goeie saad saam met mekaar groei, wat gaan gebeur? Die dorings sal daardie goeie saad verstik. Die woord sê dit vir ons. Ons sien dit in die praktyk, ons sien dit in die geestelike lewe. En nou is daar 'n paar dinge wat hierdie goeie saad verstik. Die Bybel praat van die sorge van hierdie wêreld. Vriende, ons lewe nie in 'n maklike wêreld nie. Ons lewe in 'n gefalle, gebroke wêreld en daar is baie sorge en baie laste. Soos ons vanmôre met mekaar kommunikeer, is daar honderde duisende mense wat siek is. Daar is mense wat geweldig ly. Daar is mense wat in hospitale lê. Daar is mense wat in inrigtings opgeneem word. Ons sien ongelukke daagliks. Ons hoor van kindermolesterings. Ons hoor van hoe vroue aangerand word. Ons sien van geweld tussen mense van verskillende bevolkingsgroepe en mense van eie bevolkingsgroepe. Ons sien misdaad, ons sien korrupsie. Ag vriende, ons lewe in 'n bose bestel. En nou sê die Bybel, as jy nie geestelike grond het waarop die woord val en wortel skiet en vrug opbring, soos die Bybel vir ons leer nie, dan sal hierdie doring van sorge dit verstik en jy sal later sê, ag man, Christendom is nie die moeite werd nie, want die Here gee nie vir my wat ek gedink het, hy sal vir my gee nie. Ek wil vir u sê, sorge sal deel van jou en my lewe bly, of jy gered of ongered is. 'n Ware kind van die Here is iemand wat deur die sorge van hierdie wêreld gaan, maar hy bly staande. Iemand wat die godsdiens vaarwel roep, is iemand wat hierdie sorge in sy lewe ontvang en kry, en dit kom na sy kant toe en hy sê, luister, ek stel nie verder belang in Christendom nie. Die Bybel gaan verder en hy sê, die ander ding wat dan ook ons, die woord van die Here by ons dan wegsteel, wanneer dit in die dorings val, is die verleiding van die rykdom. Ag vriende, hoeveel mense is daar wat rykdom verkies bo die Here? Die Bybel sê vir ons, pas op vir die geldgierigheid. Geld is nie verkeerd nie. Daar's niks fout met geld nie, maar geldgierigheid, om te begeer om ryk te wees, om rykdom bo God te kies. Dis wat die Bybel vir ons leer. En nou sê die Bybel vir ons, die verleiding van die rykdom is soos daardie dorings wat die saad van die woord verstik in my lewe. Daarom is daar baie mense wat bely met die mond hulle behoort aan die Here, maar eintlik is hulle hart by geld en by die dinge van die wêreld. Dit wat die wêreld vir hulle bied, ons praat maar in die geestelike taal van die blink liggies van die wêreld wat hulle wegverlok van die Here. Vir 'n tyd lank dien hulle die Here en dan later kom en dan sê hulle, ons stel nie regtig belang nie, ons wil eerder die rykdom van die wêreld najag. En dan praat die Bybel ook van die begeerlikheid in verband met die ander dinge. Kom in en verstik die woord. En ag vriende, dit kan baie dinge insluit. Dit kan wees dat mense hulle heeltemal oorgee aan sport en aan stokperdjies en aan dinge wat die wêreld vir hulle bied wat geen geestelike impak in hulle lewe het nie. Ons kyk maar hoeveel mense belangstel aan baie ander dinge, maar as dit kom by die dinge van die Here, as dit kom by die huis van die Here, as dit kom by die waarheid van God se woord, dan het hulle nie tyd en plek daarvoor nie. Dis mense wat aan die begin goeie eienskappe getoon het en daar was 'n opgewondenheid oor die dinge van die Here. Maar toe die dorings kom en die dorings groei saam met hierdie goeie saad, toe verstik die dorings dit en dit wys eintlik maar dat hierdie mense geestelik nog nooit wedergebore was nie. Die Bybel sê vir ons dat Demas, een van hierdie volgelinge wat die Here gedien het die teenswoordige wêreld liefgekry. En vriende, hoeveel is daar wat nie wil hel toe gaan nie, maar hulle wil ook nie die Here dien nie. En daarom die belangrike waarskuwing vanmôre uit hierdie gelykenis is, maak seker dat jou saad, die saad van die woord, nie tussen dorings geval het. En die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom en die begeerlikhede in verband met die ander dinge, verstik die woord en dit word onvrugbaar. En jy eendag voor die Here gaan staan en hy sê vir jou, gaan weg, ek het jou nie geken nie. Die Here sê, wat help dit as ons die hele wêreld win, maar aan ons siel skade ly? Of wat sal ons gee as 'n losprys vir ons siele? Daarom die begeerte van my hart dat die woord van die Here op goeie vrugbare grond sal val, soos ons môre sal sien, en dat dit vrug sal dra,
30, 60, ja 100voudig tot sy eer. Mag die Here u wysheid gee in die verstaan van sy woord en mag hy jou hart open om die wonders uit sy wet raak te sien en 'n gewilligheid om te sê, neem my lewe, laat dit Heer, u gewy wees, meer en meer. Dis die gebed van my hart en ek bid vir jou en ek vra dat die Here ook jou siel sal red as jy hom nog nie ken nie. En as jy hom ken, dat jy hierdie waarheid sal uitdra in elke nasie, taal, volk en stam. Seën groete, mooi dagie vir u verder. Tada!